Goeiemôre en baie welkom by Dakse Dae Ferryglen aanlyn. Ek vertrou vanoggend gaan 'n amazing tyd vir jou wees, waar jy gaan groei in jou verhouding met die Here, in jou verhouding met die mense om jou, maar jy ook nog meer van jou roeping sal kan ontdek. Nou ons as 'n gemeente hou daarvan om saam te kan bid, want ons glo in die krag van gebed. As jy dalk 'n gebedsversoek het, sal jy dit vir ons deurstuur na fg@daksedae.org. Ons gaan op woensdae dan bid ons saam as gemeente en as jy nog nie deel is daarvan, wil ek jou ook nooi. Kom bid saam met ons elke woensdag aand vir hierdie maand om 6:00. Nou ons glo in disippelskap. En disippelskap kom uit die woord uit en elkeen van ons het nodig om te groei in ons verhouding met die Here. En disippelskap is die pad wat die Here vir ons gegee het om te kan groei. En dalk kyk jy vanoggend en jy sê, "Jogg, ek besef ek wil die Here volg, maar ek volg hom nog nie voluit nie." Nou follow is 'n proses wat ons aan mekaar gesit het om jou te kan help groei in jou verhouding met die Here, in jou verhouding met mense, maar ook in jou disippelskappad. Nou om dit moontlik te kan maak, gaan ons vir so 6 weke saam kuier rondom die woord en ons het gasheere nodig. Ons het 'n host nodig wat bereid is om saam met vriende of kollegas of familie net vir 6 weke die pad te stap. Ons gaan vir jou al die materiaal gee wat jy nodig het. Maar ons wil jou nooi, as jy bereid is om so host, so gasheer te wees, sal jy 27 Julie saam met ons kom kuier, dan gaan ons jou kan oplei hoe om dit te kan doen, ons gaan jou al die materiaal gee wat jy nodig het, en dan kan ons as 'n gemeente groei in disippelskap. Nou ons gaan nou ook sommer in 'n tyd van aanbidding gaan, en ek wil jou nooi, daar waar jy is, kom staan saam met my, kom ons aanbid die Here, want hy is waardig om aanbid te word. En terwyl jy hom aanbid, dan kan jy dalk sommer net al die bekommernisse wat in jou hart is, by sy voete neerlê. Staan saam met my. When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe. Fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I'll lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? Yeah. For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. When all I see is a cross, God, you see the empty tomb. Yeah. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, battle belongs to you, and every fear I'll lay at your feet, and I'll sing through the night. Oh God, battle belongs to you. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you in every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go
dankie dat ons saam U kan aanbid. Here, is in daai tye van aanbidding waar ons openbaring kry van U grootheid. Here, vanoggend is ons net so bewus daarvan dat U al reeds die oorwinning behaal het. Here, U het reeds aan die kruis vir ons alles gedoen wat ons nodig het in hierdie lewe. En Here, ons kom en sê net vir U dankie. Here, dankie dat U die een is wat voorsien. Here, U is die een wat ons lewens rig en ons eer U net daarvoor. En ons doen dit omdat ons kan in die naam van Jesus. Amen. Ek vertrou soos wat jy die Here aanbid het, dat jy regtig ietsie van sy grootheid raak gesien het. En dat dit jou sal rig somme in hierdie dag, maar ook in die weke en die maande wat voorlê. Want as ons hom aanskou en ons sien wie hy is, ontdek ons wie ons is. Ek wil jou ook nooi as jy deel is van hierdie gemeente, nie net om jou tyd te gee nie, maar ook om jou bydrae te kan gee. Ons is geroep om 'n impak te kan maak deur ons lewens, en die Here het ons gevra om sy koninkryk te vestig. Nou Doxa Deo is 'n gemeente wat presies dit doen. So elke keer wanneer ons bydrae bring tot Doxa Deo, dan weet ons dit. Dit is wat ons doen in ons stad, dit is wat ons doen as 'n gemeente saam. En as jy nog nie 'n bydrae maak nie, die inligting is nou op die skerm, dan wil ek jou nooi om dit bidtend te oorweeg. Praat met die Here daaroor, en as jy oorbetaling wil maak, die inligting is op die skerm, of besoek sommer net ons webtuiste. Het jy al ooit gewens dat jy 'n geheime resep of formule gehad het vir jou verhoudings? Of dalk gewens jou kinders het elkeen met 'n handleiding uitgekom? Nou, ek het my gewerk in die laboratorium so geniet, want daar was 'n resep wat ek kon volg. Ek kon die omstandighede beheer, die bestanddele beheer, en ek het presies geweet wat om te verwag. Maar verhoudings en die lewe werk glad nie so nie. Net as jy dink jy het hierdie verhouding gewen en jy begin voorbrand maak, dan duik daar probleme in 'n ander verhouding op. Of as jy dink, nou het ek hierdie kind uitgefigure gekry, dan kry jy 'n tweede een en dit voel net asof jy glad nie weet wat om te doen nie. Mense is ingewikkeld en verhoudings is verseker nie maklik nie. En ons begin vandag met ons reeks oor verhoudings. En vandag wil ek spesifiek kuier met jou rondom hoe bou mens gesonde verhoudings. Is daar 'n geheime resep vir gesonde verhoudings en watter bestanddele bestaan 'n gesonde verhouding uit? Daar is al duisende boeke geskryf oor verhoudings en vandag wil ek nie eers probeer om omvattend daaroor te praat nie. Maar ek wil eintlik net 3 elemente kom uitlig om ons gesels oor verhoudings mee af te skop. Die eerste een is liefde. Ja, ek weet, dis al oor en oor gepraat en oor gepreek, maar as ons dit regtig al verstaan het en onder beheer gehad het, sou ons mos perfekte verhoudings gehad het. So Jesus gee vir ons hierdie opdrag in Johannes 13. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Julle moet mekaar lief hê. Dis 'n gebod, nie 'n versoek of 'n opsie of selfs 'n voorstel nie, maar 'n verwagting vir die van ons wat in koninkryk lewe. Hierdie liefde is die woord agape, wat beteken die volgende: die liefde van God teenoor ons, die liefde van Jesus vir ons, en ons liefde vir hom en vir ons medemens, soos geïnspireer deur God se liefde vir ons. Net soos Jesus ons liefhet. Voel dit vir jou ook amper onmoontlik? Sal Jesus vir ons 'n opdrag gee wat hy weet ons nie eers kan dink om na te kom nie? Kyk, want baie keer is mense maklik om lief te hê. Ons hou van hulle is liefdevol teenoor ons geniet dit om tyd saam met hulle te spandeer. Dit is net so maklik om vir hulle lief te wees. Of miskien is daar 'n paar eisters in jou lewe wat skuur en skaaf van jou, maar oor jy weet dis eintlik goed vir jou. Embrace jy hulle en jy dra goeie vrugte in jou lewe as gevolg van hulle. En dan is daar hulle wat so moeilik is om lief te hê.
Miskien wat nog so 'n paar dorings aan hulle het, of 'n doring in jou vlees is. Ouens wat dit voel asof jy nooit iets reg in hulle oë kan doen nie. Of miskien hou jy net nie van hulle nie. Mense wat moeilik is om voor lief te wees. Hoe op aarde is dit moontlik dat ek en jy vir mense kan lief wees en soos wat Jesus gesê het, net soos hy vir mense lief het? Die disipel Johannes stel dit so. 1 Johannes 4. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. Hierin bestaan die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het. En sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons tot vervulling gekom. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons aan sy gees laat deel kry. As ek hierdie skrif reg verstaan, moet ons mekaar lief hê. En God is die een wat ons eerste lief gehad het. Ek kan nie liefde produseer uit my eie uit nie. Maar wanneer ek hierdie liefde van God beleef en ervaar en aanvaar, word hy die bron van liefde in my hart. En is ek in staat om daai liefde ook uit te deel. Ek het lief omdat hy my lief het. En die Heilige Gees is daar en hy bemagtig my om ook ander lief te hê. Okay, so als begin by liefde en begin by God, my verhouding met hom. Maar wat is liefde regtig? Want ek is lief vir sjokolade, ek is lief vir koffie en ek is lief vir my man. Maar dis nie dieselfde kwaliteit liefde nie. Wat bedoel ons met liefde? Is dit net 'n emosie? Is dit net vir die wat goeie gedrag het? Is dit wanneer iets lekker is, dan is ek lief vir? Ek dink daar is soveel wanpersepsies oor liefde en meeste van daai wanpersepsies lê in die feit dat dit op my gefokus is. Dit fokus op wat ek uit iets kan kry of uit iemand kan kry. Die hart van ware liefde is egter om te gee. A love marked not by getting, but by giving. Hoe lyk ware liefde prakties? Die bekende liefdeshoofstuk is 1 Korintiërs 13, wat soveel keer gebruik word by troues in die preek, maar dit gaan oor soveel meer as net die verhouding tussen man en vrou, liefdesmaats. Agape is die ware liefde wat 1 Korintiërs 13 van praat. En ek herinner jou net aan die definisie, 'n onselfsugtige, opofferende vorm van liefde en dienende liefde, wat net van God ons Vader kom. 'n Goddelike liefde. Jesus het dit demonstreer in hoe hy gekom het om vir ons te sterf en ons te dien. Hy was bereid om die minste te wees. Dit is agape liefde. En Paulus beskryf dit so vanaf vers 4. Liefde bly geduldig. Liefde gee om. Liefde is nie jaloers nie, spog nie en is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie en hou nie boek van die kwaad nie. Liefde is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verduur alles. As dit 'n checklys was, weet ek nie hoe goed ek sou vaar nie. Daar's so 1 of 2 van hulle wat hierdie week regtig vir my moeilik was. Maar hierdie is nie 'n nuwe wet of 'n nuwe stel reëls nie, maar eintlik net die vrug van liefde in ons lewens. Die vrug van iemand wat besluit het om Christus te dien en toe te laat dat Christus in my leef. Iemand wat 'n nuwe skepsel is.
in Christus. Liefde is geduldig. Is jy geduldig met die mense in jou lewe? Sonder om aanhoudend te kla en ontevrede te wees oor alles, is jy geduldig by die werk dalk en met kollegas of belangrike mense, maar nie so geduldig by die huis nie. Liefde gee om. Is jy goed vir die mense om jou? Want Jesus sê ons moet selfs goed wees vir ons vyande. Selfs die ondankbares en slegtes het Jesus goed behandel. Hoe behandel jy die mense in jou lewe? Is jy vriendelik? Are you kind towards those in your life? Liefde is jy nie jaloers nie, spog nie en is ook nie verwaand nie. Ek dink ons moet dit verander gin as hulle voorspoed beleef. Ons moet beskeie wees as ons voorspoed beleef. En besef, dis eintlik niks om oor verwaand te wees nie. Dit praat eintlik hier van liefde praat van 'n gesindheid van nederigheid. Liefde jaag nie eie belang na nie. Ons kan so selfgesentreerd en selfgefokus wees in ons lewens en in ons verhoudings. Gaan dit altyd vir jou oor wat jy daaruit kan kry? As iemand 100% gee, is jy bereid om 100% terug te gee. En as hulle nie doen nie, dan skryf jy hulle af. Het jy dalk onrealistiese verwagtinge van jou verhoudings? Goed wat jy op mense plaas en verwag hulle moet nakom. 'n Maatstaf waaraan hulle moet voldoen. Gaan alles oor jou en jou behoeftes. Liefde is nie lig geraak nie. Ware liefde beteken ek's nie oorsensitief nie. En ek word nie maklik sommer kwaad nie. Partykeer dink ek ons moet net bietjie meer lag en onsself minder ernstig opneem. Dalk nie so maklik 'n offense vat vir elke liewe ding wat gesê word nie. Liefde hou nie boek van die kwaad nie. Jesus moedig ons aan om maklik te vergewe en vinnig te vergewe. Dit beteken nie jy moet noodwendig in 'n toksiese verhouding aanhou aanvaar wat na jou kant toe kom nie. En ons gaan nog later in die reeks bietjie daaroor praat. Maar ek praat hier van mense wat altyd 'n lys van ou koeie het. En die oomblik dat jy iets verkeerd doen, dan haal hulle daai lys uit. En dan word dit sommer altyd en alles goed teen mense hou, bitterheid, stilstype dalk selfs. Of gedagtes van wraak. Liefde bedek alles, glo, hoop en verduur. Dit praat van 'n goddelike gesindheid teenoor mense. Glo jy die beste in mense en van mense? Sien jy raak wat die Here in mense raak sien? Sien jy potensiaal raak? Glo jy vir mense wanneer hulle selfs nie vir hulle self eers kan glo nie? Tree jy vir hulle in? Is jy besig om oor mense te praat met die Here of praat jy met die Here oor mense en dra jy hulle laste in gebed? Liefde verdra alles. Kom ons verdra mekaar in liefde. Die maklike mense, die eystermense en die moeilike mense. As jy Jesus ontdek het en hy is jou koning, dan het jy te doen gehad met ware liefde. A love marked by giving, not getting. God het jou lief en jy kan nou net daai liefde aanvaar. As jy ware liefde ontvang het, kan jy deur die krag van die Heilige Gees ook ander lief hê. Ook so liefde gee soos Jesus. Sonder voorwaarde, sonder verdienste en sonder verwagting. En dit help nie jy gebruik nou hierdie lys as 'n resep of 'n checklist en jy probeer harder om mense lief te hê nie. Want as jy kyk na daai lys van eienskappe, is dit eintlik maar net 'n lys van die vrug van die Gees. Dis die Heilige Gees wat hierdie liefde in my opwek, uitstort en my bemagtig om so te leef. Dis die Gees wat hierdie goed in my lewe voortbring. Dis die resultaat van 'n lewe belyn met Jesus Christus en met sy koninkryk. Ek is vol van die Heilige Gees en daarom loop my lewe oor van sy vrug. Wilskrag gaan jou net so ver bring. Want dis nie maklik vir my en jou om mense onvoorwaardelik lief te hê nie. Maar wanneer ek toelaat dat die Gees in en deur my werk, is dit maklik
as ek hierdie liefde ontvang het, om dit net oor te dra aan ander ook. As jy voel, jy het bietjie meer liefde in jou lewe nodig, vir jouself, of dalk vir ander mense, wil ek jou aanmoedig om meer tyd saam met die Here, gefokus op hom te spandeer, eerder as om harder te probeer, om een of ander vorm van liefde te probeer produseer. Die tweede bestanddeel in ons kuier vandag is respek. Daar's soveel quotes oor respek, soos, respect is earned, not given. Respect is for those who deserve it, not those who demand it. Maar ek sien in die skrif 'n hele ander beginsel. Respek praat eintlik van iemand se waarde. En as Jesus vir ons as mens kom sterf het, hoe kan ons anders as om mense as waardevol te ag? Al verdien hulle dit nie, in my opinie nie. Die mens is geskep in die beeld van God, en dit maak dat hulle waardevol is in die oë van God. En elke persoon verdien 'n mate van respek. Ek hoef nie die gedrag te respekteer nie, maar ek kan die mens respekteer. Die begeerte vir respek en erkenning is eintlik elkeen van ons se begeertes. Ons begeer aanvaarding, ons begeer om geëer te word, en natuurlik as jy van die manlike geslag is dit nog soveel meer die waarheid. Soos wat dit maklik is om party mense lief te hê meer as ander, is dit ook makliker om die te respekteer wat waardig is van respek. Maar ons moet respek hê vir enige iemand, ongeag. Ons het nou net gelees in 1 Korintiërs 13, liefde is geduldig, gee om, is nie jaloers nie, spog nie, tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, en is nie lig geraak nie. Die ESV gebruik hierdie woorde. Love is not arrogant or rude. It doesn't insist on its own way, and it's not irritable or resentful. Hoeveel keer klink my stem geïrriteerd wanneer ek met mense om my praat, veral die mense naaste aan my, of wanneer jy met iemand praat wat dalk moeilik is om lief te hê of respek voor te hê. Ek dink partykeer gee ons stemtoon en lyftaal die feit weg dat ons iemand nie respekteer nie. Jy kan al die regte woorde gebruik, maar woorde maak slegs 7% uit van ons kommunikasie. Die res word opgemaak deur stemtoon en lyftaal. Manne, het jy al ooit gewonder, as jy vra wat is fout en jou vrou sê niks nie, dan klink dit nie soos niks nie, want net 7% is niks nie. Die 93% wat oorbly is alles behalwe niks. Of wanneer jy met iemand praat en hulle kyk nie eers eintlik in jou oë nie. Hulle oë dwaal agter jou rond om ander mense te soek, of is gefokus op die foon voor hulle, meer as op jou. Dit kommunikeer gebrek aan belangstelling en respek vir jou as persoon. Vir gesonde verhoudings is liefde nodig, maar respek is ook nodig. En dalk sommer bietjie minder skermtyd. Ons lewens is opgemaak uit tyd. Ons het 60 minute in 'n uur. Ons het 24 uur in 'n dag. En ons het 365 dae in 'n jaar. Elkeen van ons het eweveel tyd. En elkeen van ons kan kies waarin belê ons tyd. Hoe is die tyd wat jy gebruik? Want hoe jy jou tyd gebruik, sê so baie van jou prioriteite. Dis 'n aanduiding van wat jy as waardevol beskou. Dis so maklik dis makliker om vir 'n kind te sê, ek's lief vir jou, as om vir 3 ure langs om te sit en iets te doen waarvan jy dalk nie hou nie, maar wat vir hom belangrik is. Of tyd saam met 'n vriendin of 'n geliefde te spandeer op goed wat jy nie regtig as prioriteit het nie, maar die verhouding is vir jou waardevol. Dit is liefde in aksie en wys dat jy daai persoon as waardevol ag. Om tyd te maak vir die verhoudings in my lewe is nie altyd maklik nie. Ons is besig. Daar's soveel goed wat ons aandag steel. Daar's goed wat gebeur en ons kan sommer afgestomp raak in ons verhoudings wanneer ons nie besef dat kwaliteit tyd is nie dieselfde as kwantiteit tyd nie. Wanneer jy iemand tyd gee, is jy besig om prioriteit vir daai persoon te gee. The currency of relationships is time.
Wanneer ons vir iemand tyd gee, gee ons vir hulle 'n geskenk, die kosbare geskenk van tyd. Partykeer kommunikeer ons onwetend dat iemand nie vir ons belangrik is nie, wanneer ons nie genoeg tyd en aandag vir hulle gee nie. En partykeer vat ons die naaste verhouding so vanselfsprekend, dat ons dit amper eintlik eerste afskeep. Kan ek jou aanmoedig? Efesiërs 5 sê, let sorgvuldig op hoe julle leef. Nie as onverstandiges nie, maar as wyses. Koop die tyd uit. Wyse mense koop die tyd uit. Wyse mense besluit sorgvuldig waarop belê hulle tyd. Ek het nog nooit gehoor van iemand wat op hulle sterfbed wens, hulle het bietjie meer tyd by die werk spandeer nie. Of gewens het hulle het nog meer geld gemaak nie. Maar een van die grootste redes vir spyt is wel, dat hulle nie aandag aan die belangrikste mense en belangrikste verhoudings in hulle lewe gegee het nie. Maak seker jy koop die tyd uit en belê jou tyd in dit wat werklik van belang is. Gee vir mense tyd en respek en aandag en liefde. Ek onthou hoe almal in daai eerste lockdown gesê het, ons besef nou, wat is regtig belangrik in die lewe? Dis nie goed en aardse goed nie, dis die mense in my lewe. My vrou, my kinders, my man, my gesin, my familie, my huwelik. Ek wonder, of is dit steeds so? Besef ons regtig wat is belangrik, of het ons so vinnig vergeet, dat ons al klaar weer die belangrike verhoudings in ons lewe afskeep? Meeste goed in die lewe, wat die moeite werd is, vat tyd. Maak ook seker jy belê in goeie verhoudings. Want as jy genoeg tyd in verkeerde verhoudings belê, gaan dit verseker 'n effek op jou hê. Jy gaan 'n groot risiko loop dat hulle jou negatief gaan beïnvloed. Ek kan nie dink aan 'n beter manier om gesonde verhoudings in jou lewe te hê as om betrokke te raak in 'n groep nie. 'n Groep waar jy by mekaar kom en mekaar kan bemoedig en ondersteun, mekaar se laste kan dra. 'n Groep waar jy mekaar kan bemoedig en aanspoor. 'n Groep waar jy mekaar kan vergewe, want as jy lank genoeg tyd spandeer, gaan dit verseker nodig wees. Ek het so belewenis dat daar mense is wat hulle self isoleer vir verskeie redes. Dalk vrees, dalk seer kry in vorige verhoudings, dalk vrees vir mense en die vrees vir miskien verwerping. En kan ek jou aanmoedig om toe te laat dat die Here daai vrees kom aanspreek in jou lewe. Hy het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde, krag. En ek wil jou aanspoor om toe te laat dat die Here met jou hart kom werk en dat jy hom toelaat om jou te plant in mense se lewens. En miskien is dit nodig dat jy saai en belê in verhoudings voordat jy vrug daaruit kan kry. Want die oproep is duidelik. Laat toe dat sy liefde in ons uitspoel na ander mense. Kan ek jou aanmoedig om nie terug te staan en jouself te isoleer nie, maar om betrokke te raak by mense in jou lewe. Neem klein stappe en as jy hulp of bediening nodig het, asseblief maak kontak met ons. Ons sal so graag saam met jou wil bid. Daar is 'n geheime resep vir gesonde verhoudings. Liefde. En hoewel dit eenvoudig is dit definitief nie maklik nie. Alles begin met ons verhouding met God en sy liefde vir ons. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. En uit hierdie verhouding met God, bekragtig die Heilige Gees my om mense lief te hê. En die liefde bly geduldig, gee om, is nie jaloers nie, tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie en hou nie boek van die kwaad nie. Die liefde bedek alles, glo alles en hoop alles. Kan ons saam bid? Here, dankie vir u onvoorwaardelike liefde. Onbeperk, onvoorwaardelik, alles oortreffend.
Mag ons werklik nie net begryp hoe groot U liefde is nie, maar dit ook aanvaar en aanneem. Help ons om U beter te leer ken, want U is liefde. Heilige Gees, sal U ons op hierdie pad van liefde lei. Ons bekragtig, ons laat onthou dat ons nie alleen hierdie pad stap nie, en dat ons nie meer leef nie, maar Christus leef in en deur my. Help ons om mekaar te kan lief hê, net soos U ons liefhet. Heilige Gees, kom versterk ons geloof, kom vernuwe ons gedagtes, om so te lewe as navolgers van Jesus. Dankie Here vir U groot genade en U ontsaglike liefde vir ons. Amen. Dankie Caroline. Ons weet verhoudings is nie maklik nie, maar verhoudings is verseker die moeite werd. Nou vanaand gaan Henning saam met ons verder kuier oor verhoudings en hy gaan met ons praat oor asking for a friend. Nou volgende week gaan ons ook aangaan met hierdie reeks oor verhoudings wat nie maklik is nie. En miskien is dit dalk net waar jy jou skoonma moet ook nooi om te kom luister. Nou, dit was so lekker om saam met jou te kon kuier vandag en as dit die eerste keer is wat jy saam met ons kuier, ons sal jou graag wil leer ken. Stuur vir ons 'n e-pos na ferryglen@doxid of fg@doxid.org en sê net hallo. Nou sien jou volgende week en mag jy hierdie week ingaan met die wete dat God vir jou is en dat in elke verhouding is daar 'n geleentheid om hom te kan openbaar. En mag jy 'n geseënde week hê.